Daar is so wat 960 spesies bosluise al geïdentifiseer. Die getal kan al wissel. Nie een van hierdie 960 spesies bosluise wat geïdentifiseer is, feit dat hulle bosluise is en agpotig is een faktor, maar almal van hulle onder mikroskoop en binne in hulle biologie verskil van mekaar. As jy met ander woorde bosluise op jou plaas wil beheer, moet jy weet wie jou vyand is. En binne daardie vyand se afgemete grense moet jy meetbare, praktykgerigte bosluisbeheermodelle implementeer, wat baie meer is as net die bloot toediening van 'n bosluisbeheermiddel. Hierdie is 'n ding wat ek baie graag onder produsente wil beklemtoon. 'n Beheerstrategie sonder spesifieke doelwitte en uitkomste kan vinnig lei tot bosluisweerstandigheid teen bosluisdoders en baie vinnig ook 'n ongekontroleerde aanwas van weerstandige bosluise veroorsaak. Laat ek dit beklemtoon. Ken jou plaas, ken jou parasiete, ken jou vyand. 'n Bosluisbeheerstrategie moet 3 doelwitte hê. Ontwrig die bosluise se aanwas binne in hulle lewensiklusse, nie een van hulle is dieselfde nie. Verminder hulle ekonomiese impak en effek met die gebruik van so min as moontlik dipstowwe en kundige blootstelling op produksiediere om bosluisnaïwiteit by diere te voorkom. 'n Model moet ontwikkel word wat pas by die plaas se unieke styl en grondige kennis van die bosluisspesies wat op daai plaas voorkom. Bosluisbeheer is intrinsiek verweef met klimaatsfaktore, want parasiete het net een doel voor oë, en dit is om hulle lewensiklus so vinnig moontlik en suksesvol moontlik teen die vinnigste moontlike tyd te voltooi. Weerstandigheid teen dipstowwe is 'n faktor wat ten alle koste voorkom moet word. Dit maak geen sin om weerstandigheid teen bosluisdoders te veroorsaak met onkunde nie. Jou diere gaan 'n prys betaal en jou ekonomie gaan 'n prys betaal. Daar's enkele dipstrategieë waaroor 'n mens moet praat. Baie produsente glo dat chemiese toedienings die enigste dipstrategie is wat daar is. Dit is geensins die waarheid nie. Bosluisbeheer word min of meer deur 4 benaderings toegepas. Intensiewe dip, drempeldipbehandeling, strategiese beheer en strategiese veiding. En ek gaan nou maar net 3 van hulle behandel. Kom ons praat oor intensiewe dip as die eerste strategie. Intensiewe dip is dip met bosluisdoders met kort tussenposes. So wat 2 tot 3 weke uitmekaar, maar om 1000 bees of 800 bees elke 3-4 dae of elke week 2 weke te dip is enorm tydsaam en jy stel daai diere aan gif en jy stel jouself aan gif bloot en jy stel die bosluise daar aan die gif bloot en dis waar jou moeilikheid begin. Die teorie van hierdie strategie is om te verhoed dat bosluise piekperiodes van besmetting bereik en dat intensiewe dip op bosluise genoegsaam sal verminder om bekende skades wat bosluise aan die vel, spene, ore en geslagsorgane veroorsaak te voorkom. Die geskiedenis van intensiewe dipstrategieë bewys dat hierdie praktyk 'n baie duur praktyk is, 'n arbeidsintensiewe praktyk is wat ons vandag in Suid-Afrika net nie meer kan bekostig is om met arbeid te sukkel nie, en dat die vleis nie gesond is nie. En hierdie tipe van intensiewe benadering verwoes ook die ekologie van ander nuttige organismes wat aan die gifstowwe en goed blootgestel word. Waarskynlik naas die ekologie dat daai vleis is eintlik ongesond om aan 'n ander een te verkoop. Intensiewe dip verhoog ook bosluisweerstandigheid teen dipmiddels dramaties. Ons het dit al gesê, die literatuur bevind dat veral eengasheer bosluise soos die Asiatiese blou bosluis en die Afrika blou bosluis met so dipstrategie baie vinnig weerstandigheid opbou teen die middels wat gebruik word. Dit is belangrik om bosluise aan die bosluisbyt bloot te stel, want en ook aan al die groepe bosluise wat op daai plaas voorkom, want almal se speeksel is veranderlik. Daar is studies in die literatuur wat bewys dat bosluis 'n toksiese middel binne in hulle speeksel het, wat 'n groei inhibeerder is, wat tot
10 kg per bees en in sommige gevalle wanneer daar meer bosluise is, tot 'n 50 kg verlies kan wees aan 'n gras tot vleis omset. Dit is belangrik, soos ek genoem het, om al hierdie bosluise op die plaas in jou diere bloot te stel. Hiermee moet jy dan nou baie kundig hulle immuunstelsels ondersteun sodat hulle daai speeksel en toksiese stowwe kan akkommodeer sodat die immuunstelsel natuurlik uitgedaag word om witloeg B-T-selle of witbloedliggaampies te vorm om immuniteit teen hierdie bosluise te ontwikkel. Sonder hierdie uitdaging word bosluise bosluisnaïef en vatbaar vir verskeie bosluisgedraagde siektes. Bosluise, selfs die wat bekende patogene soos rooiwater of hartwater oordra, het groei-inhibitors en ook ander hemostatiese elemente in hulle speeksel wat naas groei in gras en vleis omset ook vrugbaarheid ontwrig. Die tweede strategie wat ons oor moet praat is druppeltoediening. Hierdie benadering wil diere dip, veral wanneer die besmetting van bosluise op die diere met die oog skat jy 'n onaanvaarbare vlak van besmetting het. Verskeie faktore kan egter die tendens of hierdie strategiese effektiwiteit betwyfel. Drempeltoediening is 'n geskatte oordeel van wanneer bosluise te veel of te min is. En dit is 'n klein bietjie onverantwoordelik want jy kan daarop reken dat byvoorbeeld 'n blou bosluis wyfie in haar leeftyd van 21 dae ongeveer, en dit is nou 'n duimreël. Met ander woorde, ek suig dit nou uit en dit is wat Louise Heine vir my gesê het en ek dink Arthur Spiek het ook op 'n call, is dat 'n bosluiswyfie gebruik so wat 5 ml bloed in haar 21 dae op 'n bosluis. En nou moet jy baie mooi onthou dat wanneer daar 67 blou bosluise op 'n bees te sien is met die oog, is daar in wese 9996 ander bosluise in ander fases, met ander woorde in hulle nimf en in hulle larffases, ook op daai selfde bees teenwoordig besig om bloed te suig. Om hierdie strategie te volg, moet jy weet dat daar bosluise is wat hard aan daai bees se bloed suig, en wanneer daai bees gedurig deur of die wild moet bloed vervaardig, is daar baie min kans dat gras tot vleis tot rand en sent omgesit kan word. Die vlak van besmetting wat vir bosluise toegelaat word voor behandeling klink dus teoreties korrek, maar dit laat te veel toe vir skade en produksieverliese, nie net huidskade nie, ook orgaanskade, vrugbaarheid, invloed tot gras tot vleis omset en groei-inhibitors wat die gras tot vleis omset negatief beïnvloed. Dan strategie 3, 'n strategiese diptoediening. 'n Strategiese diptoediening het 'n doel om op spesifieke tye bosluise se lewensiklus te ontwrig, en hierdie is belangrik om te voorkom dat hulle geslagsryp word om eiers te lê vir die volgende geslag en te voorkom om volwasse te word sodat hulle kan eiers lê. Met ander woorde, daar's 'n eindaanslag en daar's 'n voorkomende aanslag. Die strategie by meergasheere is 'n bietjie moeiliker want daai meergasheere soos die rooipote, die bondpote, die breinoorbosluise, hartwaterbosluise bly net so 5 tot 7 dae op 'n gasheer voordat hulle afval, maar dit bespreek ek 'n bietjie later. So 'n meergasheer bosluis het ook 'n ander gasheer soos 'n reptiel, 'n voël, 'n dassie, 'n haas en selfs slange, akedisse, waarop hulle eerste bloedmaal neem voordat hulle opbeweeg na die ander gasheer toe. Ek gaan nou met die tweede praatjie gaan ek nou praat oor die dipmaster se strategiese dipbehandeling sodat ek dit weer beter kan beskryf. Dit is belangrik dat mense wat na hierdie praatjies op die radio luister en ook op ons blog en ook waar ons dit gaan plaas op YouTube, weet dat hulle dit daar kan herhaal en dat dit ook op YouTube geplaas gaan word. Die skrywers gaan ook op die blog geplaas word. En as jy iewers langs die pad iets verloor, gaan lees dit op ons blog en ook op YouTube. En daar is ook skakels
wat vir jou lei om vrae te vra en direk met ons kontak te maak hier by Eco Health en ook navraag vir die Dipmaster.